Goeiemôre. Jy luister na die 54ste oordeenking in die reeks Die Goeie Lewe. Vanoggend se tema is: vrees is 'n aaklige strategie. Die skrywers van The Good Life verwys na van die laagste punte in mense se lewens. Dit te doen met daardie verhoudings wat juis ons die gelukkigste kan maak. Diep emosionele verhoudings maak ons uit die aard van daardie verbintenisse geweldig kwesbaar. Vanmôre praat ek veral met jong mense wat nog voor die keuse staan om eendag te trou of nie te trou nie. Ja, en ek praat ook met diegene wie se harte eens op 'n tyd gebreek het of op die oomblik gebroke is, omdat 'n verbrokkelende verhouding intense pyn bring. Die risiko van seer kry is 'n groot realiteit wanneer jy die stap neem om jou hart vir iemand te gee, of selfs kinders te hê, iemand te vertrou, 'n vriend of 'n vriendin. En die risiko daaraan verbonde kan maak dat 'n mens dit wil vermy. Dalk wil jy dit in geheel vermy as jy jonk is. Dalk wil jy vermy om ooit weer die risiko te neem, omdat jy daardie pad reeds gestap het. Maar is vrees 'n goeie strategie? Is vrees 'n goeie lewensfilosofie? Persoonlik is ek nie daarvan oortuig nie. Net toe ek uit matriek uitkom, het ek verlief geraak op 'n meisie. En vir 4 jaar lank het ek gedink dit is die liefde van my lewe. Om 'n lang storie kort te maak, die verhouding het tot 'n einde gekom en my hart was aan flarde. Daarna was ek weer in verskeie verhoudings, maar ek kon nooit myself daartoe verbind om weer so seer te kry nie. Ek het nie amptelik of doelbewus die besluit geneem om myself nie te verbind aan iemand nie. Maar ek dink diep in my binnekant was maar daardie vrees dat 'n mens nie weer daardie risiko wou neem nie. Ek het na die wêreld gekyk en al die gebroke verhoudings gesien. En in die proses was ek ewe bang vir trou as vir die kake van 'n krokodil. Tydperk in my laat 20's het aangebreek waar ek vir 'n baie lang tyd alleen was. In Desember van 2006 het ek vir 2 weke alleen in die Galligadi gaan kamp. Ek het baie dae uitgery na 'n watergat en daar gaan sit en nadink oor my lewe. Ek was op daardie stadium presies 30 jaar oud en ek was gelukkig alleen. Ironies genoeg het die meisie wat my hart 8 jaar van tevore gebreek het, gedurende daardie jaar kontak gemaak en daar was die moontlikheid dat ons weer by mekaar sou uitkom. Maar het was juis vroeg in Desember wat ek besluit het, 'n mens kan nie in die verlede leef nie. Om verskeie redes het ek geweet, daardie verhouding het sy gang gegaan en dit sal nie goed wees vir my nie. Ek het daartoe geskakel en gesê, ek is regtig nie kwaad nie, ek is ook nie lelik nie, maar om aan te gaan met my lewe, moet ons liewer nie weer kontak hê met mekaar nie. Ek het nodig om aan te gaan met my lewe. So sit ek toe daar onder die groot kameeldoringboom en nadink oor my lewe en my vrees vir trou en egskeiding en al hierdie dinge. En toe kom die vraag by my op: het ek regtig beter gedoen om in vrees te leef en nie te skei nie, as my vriende en ander mense wat 'n kans gevat, voluit geleef, getrou het en hulle harte gebreek gekry het? Het ek regtig beter gevaar deur in vrees te leef en halwe kansse te neem? Daardie oomblik was dit asof daar 'n lig vir my opgegaan het. Dit is beter om die lewe voluit te leef, om met oorgawe sonder vrees te leef, as om halfhartig voort te ploeter. Dus, aan elkeen wat seer gekry het in die lewe, of wie op hierdie oomblik voel dat hulle harte gebreek het, en jy wil jou altyd jou hart toesluit in 'n groot donker kluis, klop jouself liewer op die skouer en sê, ek het die wedloop voluit gehardloop. Ek het die wedstryd met oorgawe gespeel. Ja, ek het beserings opgedoen. Ek is hoog getackle. Ek is onderste bo geduik. Ek lê onder in die loskram, wat ook al. Maar jy het geleef. En is beter om te leef en jou hart gebroke te kry,
as om uit vrees in hoekies te skuil. Die lewe en om voluit te leef, hou risiko in. Geweldige risiko's. Maar wat is die alternatief? Om nie voluit te leef nie? Om nie weer te leef nie? Vrees is 'n aaklige strategie. Om terug te keer na my eie storie. Nadat ek in Desember 2006 besluit het dat vrees 'n aaklige strategie is, moet ek in Maart maand van 2007 vir Natasha, vir die wat nie weet nie, my huidige vrou. En die huwelik bring ook sy uitdagings. In die huwelik is daar ook seer, daar is ook teleurstellings. Dit bring ook sy eie pyn en pyne. Maar ek dank die Vader dat ons langs die pad soveel geleer het, soveel hulp ontvang het, soveel wysheid by ander geleer het. Baie van die wat ek verwys, is julle wat nou na hierdie boodskap luister. Ek het net soveel by mense geleer wie se verhoudings verbrokkel het. Ek staan op aandag daarvoor. Voor elkeen wat seer gekry het en weet, hulle het voluit geleef, hulle het hulle beste gegee. Maar een ding is seker, die lewe gebeur nie maar net nie. In verhoudings kan ons besluit om ons harte toe te sluit in vrees, of ons kan die lesse wat ons in die lewe leer, kan ons toepas, wanneer ons uitsien na 'n toekoms wat mooier kan wees môre, as die seer wat in gister lê. Ons kan nuwe besluite neem, ons kan beter besluite neem, ons kan meer wysheid opdoen, nuwe vaardighede opdoen. Ons kan nie alles beheer of bepaal nie, maar ons kan nuwe keuses maak langs die pad. Wanneer ons die huweliksbelofte aflê, erken ons dat ons nie in onsself daartoe in staat is om daardie belofte te hou nie. Dit is absoluut waar. Ons het die Here se genade, leiding en hulp nodig, sowel as 'n gemeenskap van geliefdes wat ons omring, ondersteun en met tye ook teregwys. Een ding is seker, vrees is 'n aaklige strategie. Dis beter om voluit te leef, as om nooit te geleef het nie. Ons gebed vanmôre kom weer uit Galasiërs 5 vers 22 tot 6 vers 1. Ek het aanvanklik gedink, ons sou dit net een oggend saam bid. Maar elke keer wanneer ek hierdie gebed bid, dan dink ek, sjoe, ek dink nie ek het gister heeltemal dit reg gekry om in liefde te leef nie. Ek dink nie ek het elke keer sagmoedig opgetree nie. Ek was nie aldag geduldig nie. Laat ek weer die Here vra om vandag met my voor te begin. Kom ons bid weer saam. Hemelse Vader, ons vra dat U ons sal vul met U Heilige Gees, dat ons die vrug van die Heilige Gees in ons lewe sal bly beoefen, om lief te hê, om met blydskap te leef, om vredemakers te wees, om geduldig te wees, vriendelik te bly, goedheid na te streef, getrou te wees, sagmoedig te wees en selfbeheers op te tree. Ek weet dat ek aan Jesus Christus behoort en ek kruisig my hartstogte en my begeertes vandag wat nie in pas is met U Heilige Gees nie. Help my om nie verwaand te wees, ander uit te tart of jaloers te wees nie, maar help my om in 'n gees van sagmoedigheid ander reg te help. Deurgrond my siel, o Heer, dat ek ook myself ondersoek en my hart voortdurend tot U bekeer. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde dag verder.